Weet jy, stralingsterapie is een van die kragtigste wapens wat ons het in die stryd teen kanker. Dit red lewens. Punt. Maar die storie eindig nie altyd wanneer die behandeling stop nie. Nee, soms begin die regte geveg eers maande of selfs jare later en dit gebeur in die stilte. En dis presies die vraag wat ons vandag gaan aanpak. Wat gebeur as die behandeling wat jou lewe gered het, later 'n heel nuwe probleem skep? Ons gaan kyk na hierdie verborge langtermyneffekte van 'n suksesvolle kankerbehandeling en nog belangriker, ons gaan 'n nogal verrassende oplossing ontdek wat die liggaam se eie superkragte vir genesing ontsluit. Die ding van stralingsskade is, dis nie altyd iets wat jy dadelik sien nie. Dis soos 'n skaduwee wat agterbly. Dit kan vir 'n lang tyd skuil en dan eers sy kop uitsteek lank nadat almal dink die pasiënt is heeltemal genees. En ja, hierdie spesifieke verskynsel het 'n naam. Hulle noem dit vertraagde stralingsbesering. In die Engelse mediese wêreld praat hulle van late radiation tissue injury, of sommer net DRI. En dit kan enige iets aantas, vel, bene, selfs jou organe. Dis juist die feit dat dit 'n laat komplikasie is wat dit so ongelooflik moeilik maak om te behandel. En moet nou nie dink dis 'n rare verskynsel nie, glad nie. Die bronmateriaal wat ons nagegaan het wys dat tussen 5 en 10%, dit is tot 1 uit elke 10 pasiënte wat bestraling kry, een of ander tyd met hierdie ernstige, vertraagde besigheid gaan sit. Dink 'n bietjie daaroor. Dis 'n reuse getal mense wie se stryd aanhou lank nadat hulle die alles skoon sertifikaat gekry het. Goed so, wat presies gaan aan op 'n cellulêre vlak? Hoe is dit moontlik dat weefsel wat heeltemal fyn en gelyk het skielik maande later net so begin afbreek? Dit is die groot vraag, né? Kom ons beweeg van die wat gebeur na die hoekom dit gebeur. Die beste manier om hier aan te dink is soos 'n kettingreaksie in stadige aksie. Daai heel eerste stralingsdosis, dis die eerste domino wat omgestamp word. En dan, oor maande, soms jare, stamp daai een die volgende een om en so gaan dit aan. 'n Hele reeks biologiese gebeure totdat die laaste domino val en jy die sigbare skale sien. OK, kom ons kyk na hierdie proses van naderby. Die bestraling is net die sneller, die beginpunt. Dit sit daai domino-effek aan die gang. Eers is daar 'n vrystelling van allerlei biochemiese goed wat lei tot chroniese inflammasie. Dan kry jy iets wat fibrose genoem word. Dis basies wanneer die weefstaf verhard en vol littekens raak aan die binnekant. Maar die ware skrik, die finale doodskot vir die weefsel, is iets met die naam obliteratiewe endarteritis. Ja, dis 'n mondvol, ek weet, maar al wat dit beteken is dat die piepklein bloedvaatjies in daai area al hoe nouer en nouer word totdat hulle heeltemal toeknyp. En wat dan gebeur? Wel, die weefsel kry geen suurstof of voedingsstowwe nie. Dit word letterlik verwrig. So, daar het ons dit. Die kern van die probleem is weefsel wat letterlik besig is om te sterf van die honger, suurstofhonger. En dit is hier waar 'n ongelooflike deurbraakoplossing ter sprake kom, hiperbariese suurstofterapie. Die konsep is eintlik briljant in sy eenvoud. Jy klim in 'n spesiale drukkamer en asem 100% suiwer suurstof in. Die druk forceer daai suurstof om in jou bloedplasma op te los, baie meer as wat normaalweg moontlik is. En skielik het jy hier 'n supergelaaide, suurstofryke bloed wat nou kan deurdring na daardie areas waar die bloedvaatjies heeltemal toe was. Dis soos om 'n lewenslyn te stuur na weefsel wat besig was om te verdrink. En hierdie proses doen dan 3 ongelooflike dinge. Eerstens, dit oorstroom daardie suurstofhongerweefsels met lewe. Tweedens, dit begin daai verharding en interne littekens afbreek. En derdens, en hierdie deel is vir my absoluut fascinerend, dit gee die liggaam se eie stamselle 'n wekroep. Dit sê vir hulle, hey, hier's 'n probleemarea, kom help herstel. Dit mobiliseer jou eie interne herstelspan. En dis presies waar die ware genesing plaasvind. Daai vloed van suurstof skep die perfekte omgewing vir die liggaam om splinternuwe bloedvaatjies te begin groei. Hulle noem die proses angiogenese. So, met die nuwe bloedvate wat voeding bring en die stamselle wat die bouwerk doen, begin die liggaam letterlik om homself van binne af te herstel. Dis belangrik om te verstaan, hierdie is nie net 'n pleister vir die simptome nie. Dit genees die oorsaak van die probleem. OK, die teorie klink fantasties, ek weet, maar die vraag is altyd, werk dit regtig in die regte lewe?
Om dit te beantwoord, gaan ons nou na 'n baie spesifieke gevallestudie kyk, een van die mees ekstreme en aaklige vorms van hierdie tipe besering. Die toestand word osteoralionekrose genoem, of sommer net ORN, en is presies so erg soos dit klink. Dis wanneer die been self, die been wat bestraal is, letterlik begin doodgaan. Dit gebeur baie keer in die kakebeen na behandeling vir kop- en nekkanker, en dis 'n nagmerrie om te behandel. Ons praat van ongelooflike pyn en dikwels massiewe, ingrypende operasies. En hierdie beeld, wel, dit wys jou presies hoe daai realiteit lyk. Jy kan die blootgestelde dooie been in die mond sien. En glo my, dis veel meer as net 'n kosmetiese kwessie. Dis intens pynlik, dit kan lei tot frakture van die kakebeen en die risiko vir ernstige infeksie is massief. Dit is die probleem wat ons moet oplos. Goed, en hier is die bewys in swart en wit. Hierdie grafiek wys ons presies wat gebeur. Daaronderste, platlyn, dis die suurstofvlak in die beskadigde weefsel voor die behandeling begin het. Soos jy kan sien, feitelik niks. Die boonste lyn is 'n gesonde, normale weefsel, maar kyk nou na die middelste lyn. Kyk hoe met elke ABO-sessie die suurstofvlakke in daai siek weefsel klim en klim en klim tot dit amper terug is by normaal. Dit, my vriende, is die visuele bewys dat die bloedtoevoer besig is om te herstel. Dis nie meer teorie nie, dis data. Nou, om heeltemal deursigtig te wees, dis belangrik om te sê dat daar 'n debat hieroor is in die mediese gemeenskap. Hiperbariese suurstof is nie die enigste antwoord op die tafel nie. Party kenners glo ander behandelings, soos baie komplekse operasies waar hulle weefsel van ander dele van die liggaam skuif, is 'n beter opsie. So ja, die gesprek is nog aan die gang, maar die bewyse vir HBO is, soos ons gesien het, baie sterk. So, dit bring ons by die twee belangrikste vrae, nê? Die vraag wat enige pasiënt of hul familie sou vra. Is dit veilig en is dit die moeite werd? Kom ons begin met die geld, en hierdie syfers uit die bronmateriaal is nogal oogopenend. Kyk hier, om daai ernstige kakebeenprobleem, ORN, te behandel sonder hiperbariese suurstof, kan jou om en by $226,000 kos. Maar, as jy HBO reg en vroeg in die proses gebruik, kan daai koste val na onder $100,000. Dis meer as die helfte goedkoper. So dis nie net beter vir die pasiënt se liggaam nie, dis ook baie, baie beter vir die bankbalans. Maar wat van die grootste vrees van almal? Die olifant in die kamer vir enige kankeroorlewende. As jy nou al hierdie suurstof instoot om gesonde selle te laat groei, wat as dit 'n ou, slapende kankersel ook wakker maak? Kan hierdie behandeling die kanker laat terugkom? Dis 'n kritiese vraag en dit moet reguit beantwoord word. En die antwoord, gelukkig, is 'n baie duidelike en wetenskaplik gestemde nee. Hierdie aanhaling kom direk uit 'n groot oorsig van al die studies wat hieroor gedoen is. En die slotsom is, daar is geen bewyse wat aandui dat HBO of as 'n stimulator van gewasgroei of as 'n versterker van herhaling optree nie. Met ander woorde, die vrees is ongegrond. Dit help gesonde weefsel, maar dit voer nie kanker nie. So, as ons alles bymekaar tel, die biologie van hoe dit werk, die kliniese bewyse, die kostebesparing en die veiligheidsdata, dan is die prentjie redelik duidelik. Vir baie van hierdie tipe vertraagde stralingsbeserings is hiperbariese suurstof 'n veilige, effektiewe, bewysgebaseerde terapie. Dit maak nie iets niets nie, dit help die liggaam eenvoudig om homself te genees. En dit los my met een laaste, nogal opwindende gedagte. As ons iets so basies, so fundamentaal soos suurstof kan gebruik om sulke komplekse cellulêre skade om te keer, watter ander sogenaamde onomkeerbare toestande sit ons dalk mee wat ons eendag kan leer genees? Dit laat 'n mens regtig wonder oor die krag wat nog in ons eie liggame opgesluit lê en wat die toekoms van regeneratiewe medisyne vir ons inhou.